Vandag duik ons in 'n regtig ingewikkelde, maar absoluut fascinerende deel van die menslike liggaam, vaskulare wanvormings. So wat presies is hierdie dinge en hoekom is dit so belangrik om hulle te verstaan? Kom ons vind saam uit. Jy weet mos hoe 'n geboortemerk lyk, reg? Maar soms is daardie merk op die vel net die punt van die ysberg, die sigbare teken van 'n veel dieper, meer komplekse storie wat onder die oppervlak afspeel. En dis presies waaroor ons vandag praat. En dit, net daar, is die kern van die saak. Hierdie goed is nie iets wat jy opdoen soos 'n verkoue nie. Dis aangebore. Dit beteken dis 'n fout in die liggaam se oorspronklike bloeddruk, in die manier hoe die bloedvate aan mekaar gesit is, wat van dag 1 af daar is. Goed, hier is waar dinge 'n bietjie deurmekaar kan raak. Die term vaskulêre anomalieë word rondgegooi vir allerlei dinge. So die heel eerste, en ek meen die belangrikste stap, is om 'n bietjie orde in hierdie chaos te skep. So, die kenners het basies besluit die enigste manier om sin te maak hiervan is om alles netjies in 2 groot aparte bokse te pak. En om hierdie onderskeid te verstaan is absoluut deurslaggewend. Hoekom? Want dit bepaal letterlik alles wat daarna gebeur, van hoe dit gediagnoseer word tot hoe dit behandel word. So hier is daai groot verdeling. Aan die een kant het ons vaskulêre tumore. Dink daaraan soos 'n fabriek wat heeltemal oorboord gaan en net aanhou om meer en meer werkers aan te stel. Dis 'n probleem van te veel selle. Aan die ander kant het ons vaskulêre wanvormings. Hier is die aantal werkers normaal, maar die fabriek self, die pype en die struktuur, is verkeerd aan mekaar gesit. OK, so ons het nou die wanvormings geskei van die tumore. Maar hoe sorteer ons nou die wanvormings self? Wel, dit blyk die grootste enkele leidraad is iets redelik eenvoudig. Hoe vinnig die bloed daardeur vloei? En dit bring ons by hierdie groot woord hemodinamika. Maar moenie dat dit jou afskrik nie. Al wat dit beteken is die studie van bloedvloei, die spoed en die druk. En in hierdie wêreld is hemodinamika die goue sleutel. Dit laat dokters toe om die kode te kraak en te besluit met watter soort probleem hulle werk. Kyk bietjie hier, hierdie tabel wys dit perfek. Aan die een kant het jy lae vloeiwanvormings. Dink daaraan soos 'n ou verroeste pyp wat stadig lek. Dis 'n probleem ja, maar is hanteerbaar. En dan het jy hoë vloei. Dis glad nie 'n lekkende pyp nie. Dis 'n brandslang wat losgebars het. 'n Hoë druk kortsluiting. Dis 'n heeltemal ander en baie gevaarliker situasie. Goed, kom ons fokus eers op daai eerste kategorie, die lae vloei of die lekkende pypprobleem. Dis die tipe wat ons die meeste sien en die klassieke voorbeeld is 'n veneuse wanvorming. Dis basies net 'n deurmekaar bondel afnormale verwyde are. So lyk so 'n ding. Wel, dis dikwels 'n sagte, blouerige massa onder die vel wat jy kan saamdruk. Interessante ding is, as jy byvoorbeeld jou arm laat afhang, word dit groter, want die bloed poel daarin. En soms as jy mooi voel, kan jy klein harde korreltjies voel. Dis fleboliete, klein verkalkte bloedklontjies. So hoe maak jy so 'n sak vol stilstaande bloed reg? Wel, die antwoord is eintlik nogal elegant. In plaas daarvan om dit uit te sny, is die slimste benadering om reguit daarin te gaan en die abnormale vatte van binne af toe te maak. En die tegniek hiervoor word skleroterapie genoem. Hoe werk dit? Dis eintlik heel eenvoudig. 'n Dokter gebruik 'n naald om direk in daardie masseare in te gaan. Dan spuit hulle 'n spesiale middel in wat die binneste voering van daai abnormale are irriteer. Daai irritasie veroorsaak dan dat die are littekens vorm, krimp en uiteindelik heeltemal toemaak. Dis 'n baie doelgerigte manier om die probleem van binne af op te los. Reg, kom ons skuif nou na die ander kant van die spektrum, die hoë vloeiwanvormings. En laat ek jou sê, dis 'n heel ander wêreld. Dis nie meer 'n rustige, lekkende pyp nie. Dis 'n woeste, hoëdruk rivier wat buite beheer is. Hierdie beeld verduidelik die probleem perfek. Normaalweg gaan bloed van hoëdruk arteries deur 'n fyn netwerk van kapillêre, dink aan spoedwalle, voordat dit by die laadrukare uitkom. Maar 'n AVW, nee, dis 'n direkte snelweg, 'n kortsluiting. Die bloed skiet deur sonder enige remme, wat massiewe druk op die are plaas. En hier is 'n syfer wat jou regtig laat regop sit. 98%. Volgens die bronne is dit die kans dat 'n AVW binne 5 jaar sal terugkom of groter word, selfs na behandeling. Dis ongelooflik hardnekkig. Dit is dikwels nie 'n eenmalige oplossing nie, maar 'n lewenslange stryd. Anders as met die laafvloei letsels waar ons die hele sak wou laat krimp, is die fokus hier vlamskerp en spesifiek. Die enigste doel is om daardie sentrale kortsluiting, die sogenaamde nidus, te vind en te blokkeer. As jy net die toevoerpype blokkeer, sal die AVW soos water net nuwe roetes vind. Jy moet die kern van die probleem aanval.
Die tegniek hiervoor word embolisasie genoem. Dink daaraan as 'n ultra-presiese chirurgiese missie. Hulle ry 'n piepklein buisie, 'n kateter, deur die paaie van die are, tot hulle reg binne in daardie nidas is. En dan spuit hulle 'n soort mediese supergom in om daardie kortsluiting permanent te verseël. Dis ongelooflike fyn werk. Nou ja, vir jare was hierdie prosedures, skleroterapie en embolisasie min of meer al wat ons in die arsenaal gehad het. Maar dinge is besig om dramaties te verander. Die toekoms van behandeling lyk heeltemal anders en dis alles te danke aan vooruitgang in genetika en molekulêre biologie. Sien, in plaas daarvan om net die loodgieterswerk reg te maak, begin ons nou die foutiewe bloudruk self te lees. Navorsers het die presiese genetiese skakelaars geïdentifiseer wat hierdie abnormale groei aan die gang hou. Hulle het tegniese name soos PIK3CA en mTOR, maar al wat jy moet weet is dat dit die instruksies is wat vir die bloedvate sê, groei buite beheer. En hierdie aanhaling is regtig die sleutel tot die toekoms. Wat dit basies sê, is dat baie van dieselfde genetiese skakelaars wat in hierdie wanvormings aan is, ook in sekere soorte kanker aan is. En dit, mense, is 'n absolute deurbraak. Hoekom? Want dit beteken medisyne wat reeds vir kanker ontwikkel is, kan dalk ook hierdie toestande behandel. En dit laat ons met hierdie laaste, prikkelende gedagte. Kan jy jou 'n toekoms voorstel waar in plaas van indringende prosedures met naalde en gom, 'n pasiënt dalk net 'n pil kan neem? 'n Pil wat spesifiek ontwerp is om daardie een foutiewe genetiese skakelaar in hul bloedvate te gaan afskakel. Dis nie meer wetenskapsfiksie nie. Dis die rigting waarin hierdie veld op volle vaart op pad is.